Hallo vriende en baie welkom by vandag se oordeenking. As jy vandag een ding in jou lewe kan verander, wat sou dit wees? Eerlikwaar, die meeste mense sou dadelik 'n lysie kan opnoem. Selfs wanneer dit goed gaan, droom ons almal oor 'n beter lewe. En wanneer die lewe swaar, pynlik of moeilik raak, wil ons net hê die smart moet verbygaan. Maar ons almal weet, daar is omstandighede waaroor ons absoluut geen beheer het nie. Jy kan nie jou pad daaruit onderhandel nie, jy moet eenvoudig daardeur gaan. Tog is daar 'n groot waarheid wat ons moet onthou. As kind van God is jy presies waar hy jou wil hê, want sy soewereiniteit regeer oor elke aspek van jou lewe. Kom ons kyk na ons skrifgedeelte uit Filippense 1 vers 12, wat soos volg lees. Ek wil hê julle moet weet, broers, wat my oorgekom het juis die verkondiging van die evangelie bevorder. Paulus het hierdie brief geskryf terwyl hy onder huisarrest in Rome was. Hy was letterlik dag en nag vasgeketting aan 'n Romeinse soldaat. As daar een mens was wat te neergedruk oor sy omstandighede kon wees, dan is dit Paulus. Maar kyk na Paulus se perspektief. Die Griekse woord wat hy vir bevorder gebruik, verwys na 'n leerafdeling wat 'n pad deur ruwe terrein oopkap, sodat die res van die leer daardeur kan marseer. Paulus het sy gevangenskap nie as 'n muur gesien wat hom keer nie, maar as 'n pad wat God oopgekap het. Deur daardie kettinge kon hy die evangelie deel met die hele keiserlike wag, die elite soldate van die Romeinse ryk en met Caesar se eie huishouding. Paulus het presies die mense bereik wat die duiwel gedink het hy sou nooit kon bereik nie. God se lig skyn dikwels die helderste deur ons in ons donkerste oomblikke. Die soewereine God wat Paulus se moeilike omstandighede vir 'n groter doel gebruik het, doen vandag presies dieselfde met joune. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. Jou huidige omstandighede is nie 'n struikelblok vir God se plan nie, maar die verhoog waarop hy sy krag kan vertoon. Dink mooi oor hierdie feit na. Jy hoef nie jou omstandighede te kies om God daarin te vertrou nie. Net soos Paulus, kan jy deur die moeilikste tye gaan met die wete dat die Here jou sal troos, versterk en self diep vreugde gee terwyl hy jou situasie vir sy eer gebruik. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U soewerein is oor alles in my lewe. Help my om soos Paulus te sien dat niks my van U liefde kan skei nie en dat hierdie lewe niks in vergelyking is met die lewe wat U vir ons in die komende koninkryk voorberei nie. Gee my vandag die genade en krag om U te vertrou, selfs wanneer die pad swaar is. Laat U lig helder deur my skyn, sodat U naam verheerlik kan word. Ek vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.